Die avonture van die klein Bybeltjie is hier voortaan die kar en oop. Simson is van wie julle vandag gaan leer. Carla en Armand kom die huis ingehardloop. Armand se blonde krulhare staan penoorend. Mama, Carla spot my. Sy sê ek is goue lokkies. Carla lag en val op die bank neer. Maar hy is. Die seunsmaatjies by die kleuterskool wil nie met hom speel nie. Hulle sê hy's 'n dogtertjie. Mamma vryf oor die blonde krulle. Ag, hulle is net jaloers. Jou haartjies is pragtig en ek is baie trots daarop. Armand kom sit styf teen sy mamma. Kan ons dit nie maar asseblief by pappa se haarkapper laat sny nie? Tannie Bernice kan mamma en Carla se hare sny. Mamma lyk sommer omgekrap. Ek sal met juffrou Janine gaan praat. Dis baie lelik om iemand anders te spot. En dit geld vir jou ook, Carla. Carla laat sak haar kop. Ek is jammer, Boetie. Ek sal nie weer vir jou goue lokkies sê nie. Mamma knip met haar kop. Ek wil hê julle moet dit altyd onthou. Die Here het nie tyd vir spotters nie. Dawid begin sommer die psalms met 'n waarskuwing teen spotters. Carla spring op. Els het vir my die mooiste Bybeltjie kom wys. Kyk, hier is dit. Ag, lees asseblief vir ons van die spotters. Mamma blaai na die psalms. Hier is dit in Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Salomo wat soveel wysheid gehad het, waarsku ook teen spotters. In Spreuke 24 vers 9 lees ons: Die sonde is 'n dwaase voorneme en die spotter is 'n gruwel vir die mensdom. Wat is 'n gruwel, mamma? Wil Armand weet. Mamma sit 'n rukkie en dink. Dit is 'n afstootlike daad, iets waarvan niemand hou nie en ook nie die Here nie. Carla byt haar onderlippie vas. Ek is jammer, mamma. Ek sal nie weer spot nie. Armand spring van die bank af op. Kan ons nou maar ry om my hare te laat sny, mamma? Mamma sug moedeloos. Ai my kind, oor 'n paar maande gaan jy groot skool toe en dan moet jy elke week hare sny. 'n Motor hou buite stil en Carla en Armand hardloop deur toe. Pappa is by die huis. Mamma kyk op haar horlosie. Ek wonder hoekom is hy so vroeg? Sy staan ook op en stap hom tegemoet. Het jy na ons verlang? Ag, ek moet vir my werk Durban toe gaan en nou het ek gewonder, is my gesin nie lus om saam met my te gaan nie? Mamma glimlag terwyl Carla en Armand op en af spring. Jippie, jippie, ons gaan see toe. Armand onthou skielik weer iets en trek aan sy pappa se mou. Pappa, kan ek eers my hare by pappa se haarkapper gaan sny? Pappa frons. Hoekom wil jy dit doen, Armand? Almal bewonder altyd jou blonde krulle. Mamma sug. Ai tog, die kinders by die kleuterskool spot hom en sê hy's goue lokkies. Pappa gaan sit op 'n leunstoel en tel vir Armand op sy skoot. Jou hare gaan vir 12 jaar van jou lewe kort wees, terwyl jy in die skool is. Geniet dit, terwyl jy kan. Armand lyk glad nie gelukkig nie. En wat sê ek vir die kinders as hulle my goue lokkies noem? Pappa lag. Maak of jy hulle nie hoor nie en vertel vir hulle van Simson. Carla staan ook nader toe Armand vra. Wie is Simson, pappa? Mamma gee vir pappa die klein Bybeltjie aan. Nou is dit jou beurt terwyl ek vir ons gaan inpak. Pappa maak die Bybeltjie oop by Rigters 13. Dit was in die tyd dat die Israeliete die Here baie kwaad gemaak het met al hulle sondes, vertel pappa. Hy het hulle vir 40 jaar aan die Filistyne se mag oorgegee. Toe die Here 'n engel aan Manoag en sy vrou laat verskyn. Hy het vir hulle gesê dat daar vir hulle 'n seentjie gebore sal word, ook dat hy van kleins af 'n Nasareër van God sal wees, wat geen sterk drank mag drink of sy hare mag sny nie. Armand se oogies rek. Is ek ook 'n Nasareër, pappa? Pappa vryf oor sy blonde krulle. Nee, my ou grootseun, jy mag maar jou hare sny. Wag net totdat jy skool toe gaan, dan gaan jy nog baie kla oor die hare wat gesny moet word. Carla kom sit nader aan haar pappa.
Lees asseblief vir ons verder, pappa. Het Samson die Israeliete verlos van die Filistyne? Pappa glimlag vir haar. Die Here het 'n plan gehad met Samson. In Rigters 14 vers 5 sê hy dat Samson verlief raak op 'n Filistynse meisie in Timna. Eendag, toe hy op pad was na haar toe, storm 'n jong leeu op hom af. Maar die gees van die Here word in hom vaardig sodat hy die leeu met sy kaal hande verskeur en eenkant neergooi. 'n Ruk daarna kom hy weer by die plek verby toe hy met die meisie gaan trou en hy sien dat 'n swerm bye in die karkas van die dooie leeu ingetrek en heuning gemaak het. Hy vat toe van die heuning en eet, maar hy vertel niemand waar hy die heuning gekry het nie. Terwyl die bruilofsmaal aan die gang is, wat deur 30 jong Filistyne bygewoon word, sê Samson vir hulle in vers 12: Ek sal vir julle 'n raaisel stel en as julle dit reg uitlê in die 7 dae wat die bruilof duur, gee ek vir julle 30 hemde en 30 stel klere. Maar kan julle dit nie doen nie, moet julle vir my 30 hemde en 30 stel klere gee. En dit is die raaisel in vers 14. Spyse het uit die eter uitgegaan en soetigheid uit die sterke. 3 dae lank praat die Filistyne onder mekaar, maar hulle kan die antwoord nie kry nie. Toe dreig hulle Samson se vrou dat hulle haar en haar gesin en haar huis met vuur sal verbrand as sy hulle nie help nie. Nou huil en kerm die vrou elke aand by Samson en sê dat hy haar nie liefhet nie, totdat hy dit nie meer kon verduur nie en hy antwoord in vers 18. Wat is soeter as heuning en wat is sterker as 'n leeu? Dadelik gaan vertel sy dit vir die jong Filistyne. En toe hulle dit vir Samson gaan vertel, weet hy dat sy vrou hom bedrieg het. Samson was baie kwaad toe sy vrou se pa haar ook nog vir 'n ander man gee. Maar die Here se werk vir Samson was egter nog lank nie klaar nie en Samson trou met Delila. Die vorste, dit is nou die regeerders van die 5 groot Filistynse dorpe, koop toe vir Delila om met geld dat sy moet uitvind wat die geheim van Samson se krag is. Elke keer jok Samson vir haar deur te sê dat hulle hom met 7 vars lyne moet vasbind of met 7 nuwe toue waarmee nog geen werk gedoen is nie, of dat hulle sy 7 haarlokke moet vasweef. En elke keer as hy doen soos hy sê, terwyl Filistynse spioene gereed sit om hom te gryp, dan roep sy: "Die Filistyne is op jou, Samson!" Dan spring hy op en breek hom los asof daar niks is wat hom terughou nie. En so hou Delila aan met neel, totdat Samson dit nie meer kan hou nie en vir haar sê: "Ek is 'n Nasareër van God. Skeer my 7 haarlokke af en ek sal net soos alle ander mense wees." Sy het haar kans afgewag totdat Samson slaap, toe sy haarlokke afsny. Sy roep hom toe weer: "Samson, die Filistyne is op jou!" Hy het opgespring en gedink hy het nog sy krag soos voorheen, maar die Here het van hom weggegaan en hy was soos 'n gewone mens. Die Filistyne reël toe 'n groot fees omdat hulle vir Samson oorwin het. Daar was omtrent 3000 mense bymekaar. Hulle laat vir Samson tussen 2 pilare staan om vir hulle toertjies te doen. Samson vra toe vir die dienaar wat by hom staan: "Ag, laat my tog aan hierdie pilare voel waarop die tempeldak rus." Die dienaar los hom toe dat hy aan die pilare vat. En terwyl hy teen die pilare leun, roep Samson die Here aan en sê: "Here, dink aan my en versterk my nog net hierdie keer." Hy slaan sy arms om die 2 pilare links en regs van hom en beur vooroor. Die krag van die Here is weer in hom, sodat die pilare instort. Karla skud haar kop ongelowig. Hoekom het hy vir Delila sy geheim vertel, pappa? Pappa lag. Mans doen sulke snaakse dinge as hulle lief is vir 'n vrou. Kyk net hoe gee ek 'n vliegtuigrit op om my vrou en kinders saam te neem Durban toe. Armand klap sy handjies. Ek is bly dat pappa lief is vir mamma. Ek wil graag see toe gaan. Pappa gee vir Armand 'n drukkie. En ek is net so lief vir my 2 pragtige kinders. Mamma kom die sitkamer binne. Ek het klaar gepak, het julle al die haarsnyprobleem opgelos? Pappa kyk na Armand en vee oor sy blonde krulle. Moet ons see toe ry of wil jy eers gaan hare sny?
Karla en Armand skree gelyk. See toe. Pappa en mamma lag. Dan roep mamma hulle nader. Kom help my dra aan die bagasie. Die opgewondenheid is groot toe hulle die lang pad see toe aandurf nadat pappa brandstof laat ingooi het. Karla trek haar asem diep in. Ek hou so baie van die reuk van brandstof. Dit laat my altyd aan vakansie dink. Armand lag lekker. Dit is vakansie, sussie, ons gaan see toe. Karla skud haar kop. Dis net 'n naweek, nie 'n vakansie nie. O nee, Stry Armand. 'n naweek kan ook 'n vakansie wees. Dit is vakansie as ons by die see is. Na 'n hele paar uur se ry, raak Karla so opgewonde dat sy amper vir mamma raakslaan toe sy met haar arm wys. Ek sien eers die see. Sal ons nog kan gaan swem, pappa? Pappa lag. Dit is al te laat, my pop, maar niks keer julle om môre te gaan swem nie. Die volgende oggend is die son skaars op of die twee begin neel om te gaan swem. Pappa trek sy kop toe met die kombers. Ek weet nou hoe Simson moes voel. Kry julle swemklere en handdoeke. Pappa en mamma sit op die strand vir hulle en kyk. Dit is asof Karla en Armand glad nie die koue voel nie. Die volgende oomblik kom hulle uit die water gehardloop. Armand hou iets in sy hare vas. Help my, ek kry nie die tak uit my hare nie. Pappa en mamma hardloop nader toe pappa sê, dit is 'n seewier. Daar's nie 'n manier om dit uit te kry nie. Dit sal losgesny moet word. Kom ons twee gaan maar haarkapper toe. Dan het jy nou jou kort hare. Fluit hierdie storieetjie is uit. Maatjies, vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybel vir jou Psalm 1 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Here, help ons asseblief dat ons nie spotters sal wees nie. Amen.